Bo in die berge is die wêreld vreedsaam en rustig. Wel, meestal. Hallo, my naam is Heidi. Jy gaan vandag die kind saam Alpe toe neem. Jy weet nie 'n ding van die berge af nie. So wat is jou naam? Peter, woon jy nou hier? Ja, hier by my oupa. 'n Klein dogtertjie Goeiemôre boekies. met 'n groot hart. Op soek na 'n ware tuiste. Nag oupa. Heidi, Heidi, sal jy daarvan hou om in 'n groot, deftige huis in die stad te bly? Klare. waar is Heidi? Ek is Anel Alexander en ek vertolk die rol van Tante Dete. Of eintlik meer korrek, ek vertolk die stem, die Afrikaanse stem van Tante Dete. Heidi is so 'n integrale deel van my kinderjare. Die animasie, die karakter, alles rondom dit. En ag natuurlik was ek mal oor Heidi. Ek wou altyd die heldin ook wees as 'n klein aktrisetjie. Maar Clara was ook nogal vir my 'n gunsteling geweest met haar pragtige goue blonde hare en haar mooi blou rokkie. Ek het altyd gedink sy lyk vir my baie mooi. Toe ek gehoor het dat hulle die oorklanking van Heidi gaan doen in Afrikaans, het ek onmiddellik vir Henrietta Gryvenberg gekontak en gesê, is daar nie 'n klein rolletjie vir my nie? En toe kry ek natuurlik die rol van Tante Dete, wat 'n baie kwaai tannie is. En ek wil graag glo dat in die regte lewe is ek nie regtig 'n baie kwaai tannie nie. Ek is 'n cool tannie. Ja, ek dink Dete is maar net in 'n moeilike posisie. Sy het so half hierdie kind geërf en is geforseer om haar voog te wees en nou het sy ander geleenthede in haar lewe om te gaan werk in die groot stad en wat maak sy nou met hierdie kind? En sy's tog familie, so mens voel verplig om iets te doen met haar en kan haar nie net los nie en dan so half 'n laaste oord, desperate poging vat sy haar op die ou na die oupa toe sodat sy kan aangaan met haar eie lewe. Dit is heerlik om saam met Henrietta te werk. Ek dink omdat sy self ook 'n aktrise is, het sy 'n baie duidelike idee van wat sy wil hê, hoe sy dit gedoen wil hê. So dit was regtig, ek wil sê 'n pynlose, baie lekker proses geweest. Ek geniet oorklankswerk verskriklik baie. En dan om saam met iemand soos Henrietta te werk, maak dit net nog lekkerder. 'n Geweldige groot gedeelte van ons inkomste as akteurs in Suid-Afrika kom eintlik uit stemwerk uit. Stemwerk vir radio-advertensies en TV-advertensies. So ek is in die generasie wat so half, ons het net daai afsnypunt van oorklankingswerk gemis. Ek onthou as jong aktrise het ek nog so 1 of 2 Duitse TV-reekse oorgeklank nog by die destydse Sonneblom ateljees. Maar ek wil sê vir 'n geruime tyd, vir meer as 'n dekade, ek wil nou nie my ouderdom weggee nie, het ons regtig, ons doen glad nie oorklankingswerk meer nie. So hierdie was regtig lekker en interessant. En dan is dit interessant om dit op 'n vollengte film te doen en nie noodwendig net 'n animasie of 'n vinnige TV-reeks of so iets nie. Dis 'n baie spesifieke skill om aan te leer en ek besef, omdat ons nie baie blootgestel word daaraan as akteurs in Suid-Afrika nie, dis eintlik iets wat ek graag sal wil leer om beter te doen. Ek kan sien dat dit regtig 'n kuns is om 'n goeie oorklankingskunstenaar te wees. Tyd en geld is maar altyd 'n probleem met enige Suid-Afrikaanse produksie. Ons het nooit genoeg geld nie, wat beteken ons het nie baie tyd nie. So dit was nogal 'n vinnige proses gewees. Maar ek dink ook omdat Henrietta so duidelik geweet het wat sy wil hê, dit was nie nodig om te hanna met sekere goeders nie. En die storie is so deel, ons almal ken die storie, ons almal ken die karakters, hulle is so deel van ons kinderjare en jy weet regtig deel van 'n volk se siege. So dit was, ek dink in daai opsig het dit so daarom so 'n bietjie makliker gemaak om teen daai spoed te moet werk, want omdat mense daarom die karakters soort van bietjie ken. Hier eet ons met eetgerei. Het jy ooit gebad? Wanneer meneer Seseman terug is, sal ek seker maak dat Adelaide hierdie huis verlaat. Kyk, Daar bo in die berge. Dit is seker baie anders as hier.
'n verhaal wat generasies reeds jarelank bekoor. In Clara en Peter se vriendskap en by oupa se huis vind sy ware geluk. Oupa! Sien die betowerende storie in Afrikaans. Heidi. Binnekort in Fliekteaters. Heidi het ietsie vir almal. Daar is 'n nostalgiese element wat vir ons generasie daar sal wees. En dan dink ek is daar ook 'n groot klomp jonger generasie kinders wat nog nooit blootgestel is aan die verhaal nie en definitief sal aanklank vind daarbey. En dan ook as ek vat al my vriende en al my sussie en my boetie se kinders, daai Heidi, hulle ken daai liedjie. Hulle ken daai CD'tjie speel in die kerk. So hulle ken as daai dientjie Holadie of soos wat ons altyd toe ons klein was, Hola 3 gesê het. So begin en ou Tannie Karika begin so jodel. Daar is tog iets in ons almal wat weet daai sentimentaliteit, is dit die regte woord, kan aanklank vind by. En ek dink dis hoekom mense dit weer moet gaan kyk om regtig weer daai nostalgie te beleef. Daar is 'n heldin wat in 'n moeilike situasie gesit word. Sy is so half, ek wil sê die underdog en dan oorkom sy hierdie moeilike situasie en ek dink dit is so lekker, mooi, familievriendelike storie wat regtig tydloos is en universeel is. Maak nie saak of dit in Duits of Sweeds of Oezbekistanië of Afrikaans vertel word nie. Ons almal het familie, ons almal het vriende, ons almal word in moeilike situasies gesit en ek dink die storie het so 'n mooi boodskap vir kinders vandag en vir ons as groot mense. Jy weet dat ek wil sê liefde en vriendelikheid oorkom enige struikelblokke. Toe ek jonk was ek bevoorreg genoeg geweest om in Israel te bly vir 3 jaar en ons het nogal baie toe in Europa ook gereis en ek onthou altyd as ons in die Alpe was, dan ons as kinders weet uit volle bors begin jodel want dit was ons enigste raamwerk van verwysing. Heidi was ons enigste raamwerk van verwysing van weet golwende heuwels en groen gras en sneeu en bokkies en weet daai kultuur. So dit sal altyd lekker herinneringe vir my wees. Hallo, my naam is Annelle Alexander. Ek vertolk die Afrikaanse stem van Tante Dete in Heidi. Bring vir ouma, oupa, boetie, sussie, sommer die hele familie en kom geniet 'n heerlike nostalgiese toer deur die Switserse Alpe en kom jodel saam, landwyd in teaters.